Goeiedag, baie welkom ook in vanoggend se saam stil word en oordenking tyd. Ek lees saam met jou vanoggend uit Romeine 12 en ons lees daar vers 1 en 2. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is en wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En wanneer jy jouself as 'n lewende offer gee, dan gee jy ook op 'n manier jou beheer oor jou lewe ook prys. En laat jy eintlik onder nuwe bestuur funksioneer, onder die heerskappy van God funksioneer. Dat jy hom toelaat om totaal en al jou hele gedagtes, ja eintlik die toestand van jou hart op so 'n manier te herbelyn met God se wil ook vir sy koninkryk. Dat jy geprogrammeer word, nie as 'n robot nie, maar dat jy amper 'n nuwe dryfveer, 'n nuwe motivering, die rede waarom jy uiteindelik as mens in hierdie lewe leef en beweeg, dat jy deur God vernuwe word. En dan is dit in die boonste gedeelte van uit hierdie wonderlike hoofstuk wat handel oor om jouself en die gawes wat daar ook binne in die liggaam van Christus is. Dat dit uiteindelik jou 'n werktuig maak tot diens vir die koninkryk. Dat jy nou nie meer leef nie, maar Christus wat uiteindelik deur ons leef. En ek wil net weer vir 'n oomblik fokus op hierdie vers 1. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Om te sê, Here, hier is ek, is eintlik een van daardie baie riskante en gevaarlike gebede of belydenisse om voor die Here te maak. So om jouself dan uiteindelik oor te gee dat die Here uiteindelik jou gebruik waar hy jou nodig het tot sy diens. Dan maak dit uiteindelik die gevolg wat dit het. Het mag dit eintlik so verrykende implikasies hê vir die koninkryk, dat wanneer jy jouself oopstel as 'n lewendige en heilige offer, dat die Here dit uiteindelik jou gebruik. Wat wonderlik is, hy praat en hy sê, hy praat van die genadegawes en hy praat dat ons dit moet doen sonder enige bybedoelings. So skryf hy, ons het genadegawes wat vir mekaar verskil, vir ons die genade wat God aan elkeen van ons gegee het, en as dit die gawe is om God se boodskap te verkondig, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. En as ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons onsself gee as hierdie offer wat vir die Here aanneemlik is, tot diens vir sy liggaam, laat dit uiteindelik sonder bybedoelings wees. Dit is om te sê, ek gee eintlik myself sonder dat daar 'n rede is, sonder dat ek hoop vir 'n opbrengs. Dis iets heeltemal anders as 'n belegging wat ek maak, want daar is altyd 'n opbrengs op 'n belegging. En dit is amper die dryfveer hoekom ons dan uiteindelik so geld investeer of van ons bronne investeer, sodat daar 'n opbrengs sal wees. So ook ons tyd. Ons spandeer tyd vir dit wat vir ons belangrik is, omdat ons glo uiteindelik aan die uitkomste daarvan. Maar hier in heilige offer te wees vir die koninkryk, is dit sonder bybedoelings. Dit is so dat die koninkryk daardeur
gedien kan word of dat die koninkryk van God daardeur aanbreek, maar dat hy ons uiteindelik, dis amper die respons, is die antwoord op dit wat God reeds uiteindelik vir ons gedoen het as ons Vader, en hy ons uiteindelik innooi in hierdie avontuur om onsself ook so aan te bied. En mag jy jou gawe ontdek, mag jy vanuit daardie plek leef, en mag jy groot blydskap ervaar, wanneer jy ook jouself as 'n lewende offer gee. Dankie o Here dat U ons roep, maar dat U ons ook gebruik met ons unieke gawes. Maar Here, mag dit so wees dat wanneer ons onsself gee tot diens, dat dit sonder bybedoeling sal wees, dat dit so sal wees 'n direkte respons uit dit wat U reeds vir ons gedoen het. Mag ons ook daardeur U koninkryk laat kom. Amen. Goed gaan en vrede vir jou.